Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, se begroting met 'n halwe persentasiepunt verhoging in BTW dreig om die regering van Nasionale Eenheid oor die afgrond te stoot. Die DA weier om dit te ondersteun en nou word die Blou Party boonop in die openbaar aangeval deur senior ANC-lede soos adjunkt president Paul Mashatile. Die voorsitter van die DA se Federale Raad, Helen Zille, sluit by my aan om die situasie te bespreek. Helen, so waar staan ons met die onderhandelings? Het ons 'n begroting sonder 'n BTW-verhoging? Wel, ons het nog 'n regering. Ek stel dit so en ek vertrou dat ons 'n begroting sonder BTW gaan hê. Sonder 'n BTW-verhoging, mag ek dit so stel. Voel julle na wat ons die afgelope paar weke gesien het dat julle die ANC steeds kan vertrou? Wel, dit gaan nie oor vertroue nie. As dit gegaan het oor die ANC vertrou, sou ons nooit in hierdie regering gewees het nie. Dis geweldig moeilik om met die ANC te werk, want jy werk nie met een ANC nie. Jy werk met nie met 2 nie, nie met 3 nie, 5 of 6, wat almal teen mekaar meeding. En hulle grootste probleem is om die mense by mekaar te hou, so hulle kan nooit 'n besluit neem nie. Hulle kan nooit by 'n besluit hou nie. En hulle wil nooit enige ooreenkoms neerskryf en onderteken nie, want hulle is geweldig bang om gesien te word dat hulle met die DA ooreenkom. Nou, in geen ander land ter wêreld sou 'n koalisie kon werk in ons omstandighede nie. Maar ons verstaan die omstandighede, ons verstaan die terrein. Ons is 'n nuwe PR-stelsel demokrasie wat uit die aard van die saak na koalisies lei. En in geen ander koalisie in die wêreld sou iets soos die 1 en 2 April se debatte en besluite nie die regering tot 'n val gebring het nie. Maar ons in Suid-Afrika het 'n eie soort koalisie. Ons werk saam, ons baklei saam, maar ons bly saam tot dusver in elk geval in die koalisie. Helen, so Prins Mashele het vroeër gesê dat julle as 'n party fout begaan het, 'n strategiese fout deur om nie daai aanvanklike kompromie van die ANC te aanvaar nie. En jy sê nou indien daar nie 'n verhoging in BTW is nie. Jy weet, my vraag is, gaan die Action SA dit dan nie as 'n oorwinning gaan beskou nie? Wel, hoe kan Action SA dit as 'n oorwinning vir hulle self opeien? Want hulle het vir die BTW-verhoging gestem in die fiskale raamwerk. Hulle het daarvoor gestem. Dis nou daar in die fiskale raamwerk. Hulle sal nooit kan sê hulle is verantwoordelik vir die onttrekking van die BTW-verhoging nie. Die DA gaan wel, ek dink, hierdie ronde wen. En dit is nie deur om die ANC gelyk te gee soos Prins Mashele wou gehad het ons moes gedoen het nie. Ons gaan hierdie ronde wen, maar ek wil geen voorspellings eintlik hier op die lug waag nie. Ek dink Action SA gaan ten minste probeer om te sê dit is as gevolg van hulle samewerking met die ANC en die eis wat hulle ook gestel het dat dit nie in die finale begroting moet wees nie. Maar ek wil jou vra, die ANC wat agter julle rug met Action SA en Bosse gaan praat het, hoe kan die ooreenkoms wat julle het, die regering van Nasionale Eenheid, voortbestaan as julle koalisievernoot dit agter hulle rug doen? Ja, dis ook waar en ons het dit frontuit ook gestel in ons vergaderings met hulle daaroor, maar ons moet verstaan, dis 'n ander soort verhouding. Ons het gesê hulle moes nooit agter ons reuns gegaan het en met ander partye wat nie in die koalisieregering is, 'n ooreenkoms probeer bereik. En hulle weet dit wel. Maar ons weet nou wat hulle doen en ons gaan die getalle byderhand hou. En die kiesers moet ook waarneem dat as hulle vir klein partye stem, 99% van die tyd skaar daardie klein partye hulle agter die ANC as die rubber as die tekkie die taart beland. En dit is die groot ding wat kiesers ook uit die ding moet leer. So daar is nou groot onsekerheid in die afgelope paar weke. Wat gaan die toekoms van die regering van Nasionale Eenheid wees? Gaan iemand soos adjunkt president Paul Mashatile vir sy party die deur oopmaak moontlik vir die EFF? Het julle enige planne vir indien dit sou gebeur? Want die EFF wil nie, jy weet, indien hulle sou toetree tot so 'n ooreenkoms, mag julle nie deel wees daarvan nie. Ja, die opvolgstryd in die ANC is eintlik rigtinggewend. Ek meen dit sal alles bepaal. En die opvolg
gevegte is baie goed al klaar op dreef. En hulle is klaar besig met hulle 27 kongres wat hulle beplan. So alles gaan oor die verdeeldheid binne in die ANC eintlik. Elke ander geveg is net 'n verdoeseling van die binnengevegte binne in die ANC. Ellen, wat is julle werklike rooi lyn vir julle om 'n besluit te maak om te sê ons gaan nie in die regering van nasionale eenheid bly tot elke prys nie? Dit was aanvanklik Bella, dit was nasionale gesondheidsversekering, die onteieningswet en elke keer het ons by daai rooi lyn gekom en het julle nie die regering van nasionale eenheid verlaat nie. So wat is dit? Ons gaan die onteieningswet wen. Ons gaan seker maak dat daardie wetgewing uit die wetboek geneem word en ons is baie seker daarvan. So dit is nie 'n rooi lyn wat oorsteek is nie, wel deur die ANC, maar ons gaan hulle terugdryf. En dan ook so met nasionale gesondheidsorg, maar dit sal 'n tydjie vat. So ons kan baie vermag met goeie strategie van binne as op die oomblik van buite. Dit beteken nie dat gaan nie 'n tyd kom waar ons ten alle koste binne die regering gaan bly nie. Maar ons moet net dink, ons is in 'n boksgeveg wat baie rondes gaan duur. En ons kyk vorentoe en ek sê, waar kan ons wen en waar kan ons wen die meeste impak kry? En op die oomblik gaan ons, wat ons glo die BTW geveg wen, gaan ons die onteieningswet geveg wen, gaan ons talle ander gevegte wen en dit beteken baie meer as ons binne die regering is as buite. Ons het 'n baie eenaardige soort koalisie. Ons baklei met mekaar van binne en dit sal nooit ergens anders in die wêreld kon oorleef nie, maar in Suid-Afrika kan dit wel. Ellen, die onlangse gesprekke, dit is deur julle as vriendelik en opbouend beskryf. Hoe was dit anders as wat ons gesien het na die verkiesing? Is daar verandering in die ANC se houding en ook julle sin? Wel, ons gesprekke was nog tot nou toe altyd vriendelik gewees. Maar wat die ANC sê en wat hulle later kan doen oor die verskille wat in hulle eie geleedere plaasvind, is twee heeltemal aparte dinge. Ons sal sien in DA het 'n heeltemal ander kultuur as wat die ANC het. In die DA maak ons 'n besluit, as ons nie ooreenstem, stem ons oor daardie besluit. Die besluit word gemaak en dit word toegepas. In die ANC is die kultuur so dat hulle nooit by 'n besluit uitkom nie. Daar word nooit gestem nie. Daar word niks op skrif gestel eintlik nie, sodat hulle deur al hierdie verskillende faksies kan beweeg en die leierskap eintlik in die grys deel kan deurkom. En dus die verduideliking vir Cyril se besluitloosheid, dink ek. Maar hoe hanteer julle as 'n koalisievennoot die onvoorspelbaarheid? Ek bedoel, julle is nou in die regering van nasionale eenheid met die veronderstelling dat Cyril Ramaphosa die president van die ANC is. Sou hy vroeër die trekpas kry as partyleier? Gaan dit julle strategie verander? Wel, as Cyril Ramaphosa gaan, is dit waarskynlik dat Paul Mashatile gaan oorneem. En dan is dit ook waarskynlik dat hy die DA gaan uitgooi en dan die EFF en MK sal binne innooi. Maar hulle besef ook wat met die ekonomie sal gebeur as hulle dit doen. Hulle besef wat met die wisselkoers, met die rand gaan gebeur. Maar tog het die president onlangs gesê sakelei kan nie vir hom en sy party voorskryf wat daar besluit word wat die begroting betref nie. Ja, dit was 'n boodskap vir binne in sy party. So jy dink die party is bewus van daai druk en dat dit die party se besluit gaan beïnvloed? Die leierskap van die party weet dat die ekonomie op 'n afdraande pad sal wees en baie vinnig ook oor die randjie gaan val as die DA uitgeskop word. Maar wat van hierdie aanvalle in die openbaar, soos dat Paul Mashatile julle as 'n party met krokodille vergelyk? Is hierdie soort van kwessie aangespreek in julle gesprekke? Ons word nie maklik beledig in die DA nie. Ons neem nie persoonlike beledigings ter harte nie. Wat ons wel ter harte neem, is 'n party wat een ding sê en 'n ander ding doen. Ons hou daarvan dat 'n party voet by stuk hou en sy woord gestand doen. Maar die ANC doen dit tog nie, jy? Ja, hulle doen, maar dis
waaroor ons baklei, nie oor die feit dat ons krokodille genoem word nie. Ek wonder net nog steeds self, hoe kan 'n mens in so 'n verhouding wees en sal dit werklik tot voordeel van julle as 'n party en Suid-Afrikaners wees in die lange duur? Ja, ek dink kiesers hou daarvan dat ons opstaan en vir hulle veg. En deur die hele wêreld heen is liberale mense geneig om hulle teenstanders te probeer gelukkig hou in plaas van dat hulle vir hulle kiesers opstaan. En in die DA skroom ons glad nie om vir ons kiesers op te staan nie. So jy het nou vroeër gepraat oor hoe belangrik die onteieningswet, nasionale gesondheidsversekering ensovoorts is, maar hoe hard druk julle as die DA in hierdie koalisie om 'n groter sê te hê wat ons buitelandse beleid betref? Wel juis, en dis een van die vrae wat ons op die tafel sit, want ons het nou wat genoem word 'n sealed mandate, het ons gesamentlik verwerp in die onderhandelings. So daar is nie 'n ding soos 'n sealed mandate nie, so alle besluite is besluite van die koalisie, van die regering van nasionale eenheid. En die ANC wil byvoorbeeld buitelandse sake net vir hulle self hou. En dis dikwels 'n probleem vir ons. En ons sit daardie soort goed op die tafel, definitief, ja. Net baie kortliks, as hierdie peiling waar ons vroeër gepraat het sê dat julle op 30% julle steun nou staan, is dit 'n plafon soos wat van die vorige sprekers gesê het? Kan julle nog meer steun kry? Ek lag altyd as mense sê nou dis 'n rasplafon. Ek meen daar's 6% wit kiesers in Suid-Afrika. Jy kan nie 30% in 'n peiling kry as jy 'n rasplafon het nie. Regtig nie. En veral onder die armstes van die armes, selfs die EFF verbysteek onder kiesers wat hulle steun vir 'n party moet toesê. So dit is 'n foto in 'n oomblik in spesifieke omstandighede. Dit is nie 'n voorspelling nie en ek benader meningspeilings altyd met tamelike groot knippieshout. Ja, knippieshout nie, maar omsigtigheid. Ek sê dit so, omsigtigheid. Ellen, baie dankie.